die storie vir jou vertel. Hierdie storie kom uit my matriekjaar uit. En dit natuurlik vir mense 'n besondere jaar in 'n ou se lewe is. En ek onthou, ek was so nuut as die skool se hoofseun. En ek het toe nog uitgekyk vir geleenthede waar ek nou op die kinders met in klas was, dat ek dan nou indruk kan maak, dat ek kan dinge doen en ek gee omvul en ek wil dinge vir hulle reël en al die dinge. So mens kyk nou maar uit vir 'n geleentheid. Nou so 'n geleentheid het toe nog voor die hand gekom, so binne die eerste 2 weke van die nuwe skooljaar. En toe het die skool 'n nuwe bus ontvang, hy is afgelewer daar by die skool. En natuurlik, so reël die hoof dat almal kry nou 'n geleentheid om saam met die bus, net so 'n eentjie om die blok te ry, die nuwe skoolbus. So hulle begin toe daar by die kleintjies, by die sub A's, en so werk hulle deur daar aan die matriekse kant. En toe hulle nou al so by die standaard 6 besig is, toe kom van die kinders aan my, en sê, wil jy nie daar van meneer ons skool gaan vra, of ons matrieks, of ons nie alleen met die busse en gery nie, want hy het die klasse gecombineer. En ek dink toe myself, maar dis 'n baie goeie idee. Ek sê ek sal dit doen, ek sal gaan vra vir hom, en ek stap sommer, want ek wil nou 'n goeie indruk maak. Ek wil hê die mense moet ook vir my hou as 'n hoofseun. Hulle het my nou goed geken as 'n sportman, maar nie as hoofseun nie. Dit was nog vir almal 'n nuwe ding vir my ook. Maar so gaan ek toe nou, maar ek soek vir hom in al die klasse. Ek soek vir hom in sy kantoor, ek soek vir hom in die personeelkamer. Ek kyk nogal daar iewers op die grond of kom jy iewers sien nie. Maar hy sê weg, ek kry hom nie. En nou is dit al so naby dat ek nog veel langer draai nie, want die bus is al amper tyd dat ons dan nou alleen moet ry. En ek stap terug, weet, die ding wat gaan ek nou maak? Want ek kry nou nie ons hoof in hande nie, en wat gaan ek was nou nie vir my klasmaats gaan sê, maar nee, ons kan nie, want ek kon nie die hoof in die hande kry, en dan gaan dit af, nee, wat doen nou doppies, ek kan nie eens vir die hoof gaan vra of ons alleen kan ry, en wat so kwessie gaan jy nou wees. So gaan ek nou terug, en ek dink so oor die besigheid, en toe, dit wil tyd vir ons is om in te klim, toe stap ek daarna die ou wat die bus bestuur. Ek sê vir hom, sommer so, meneer, die hoof het gesê dat ons matrieks kan alleen ry met die bus. Maar natuurlijk is dit nie waarheid nie. Ek vat nou 'n kans. En hy sê nie, maar dit is weg so, en hy maak die deur toe, daar ry met die bus, wat toe nog nie vol is nie. Nou staan ons daar, my matrieksmaats is baie in doppies, dat hulle nou, dat ons nou alleen kan gery. Ons is so daar matrieks, ons is spesiaal. En maar sien so my agterkop ding oorgas, jy weet, dit is nou alleen dat ek nou gedoen het, as 'n nuwe hoofseun, dit kan my perspektief moeilik bring, maar ek hoop vir hom die beste. Ek sien nou my klasmaats is baie bly. Ons ry toe lekker deur die dorp met die bus, ons kom terug, ons gaan terug klas toe. Ons is seker net so 15 minute daarna hier hoor ek oor die in te kom roep, die skoolhoof vir my en die hoofmeisie. Ons moet daar nie draai in die kantoor gaan maak. Ek weet natuurlijk nog nie dadelik waar dit gaan, maar sy weet nog niks, sy het nog niks met die besigheid te doen, en so gaan staan ons met daar voor die hoof en die onderhoof, en hulle verduidelik die storie, en ek bedoel my storie, die eerste ding wat ek doen, sê ek meneer, dat die hoofmeisie het niks mee te doen, sy het nie geweet hiervan nie, sy is heeltemal onskuldig, dus nou ek vat hom toe nou die pas, soos hulle sê, maar, moes ek sê, op die eind, toe was sy nog baie kwaai van my, en ek het baie tevrede gewees, want ek het sulke goed uit my eie gedoen het, en het nog my goeie toespraak gegee van wat reg is en wat verkeerd is, as ek goed, ek het dit als geweet, maar ou gaan kom by 'n punt waar jy is nou indruk wil maak, en weet jou klasmaats, iets of is, dis wat ek toe daar probeer het. Maar op die ouend, toe sê hy so, vir die adjunkt wie so toe hy nou klaar is, maar weet jy, dit sou eintlik goed gewees het, dat ons van die begin af aan gedink het, dat die matrieksmaak hulle eie kan ry. Hy sê, die hele 2 kan nog maar gaan. Ek stap daar uit, maar ek is so verlig, en dankbaar, want toch, dit is die tyd dat die lat nog geswaai is, en dit in 'n hof gegaan het, in die kantoor, as jy daar beland het, jy weet, as jy laai kleins opgemaak het, en staan hulle soms ook daar, en ry lang, tot kort, en dik tot dit, enigies, is daar, staan hulle, ek het nog gesien, ek kies daar, maar toe daar gaan nie gebeur, maar nou wil ek vir hierdie interessante stukkie byvertel, 40 jaar later, toe hou ons dus 'n klasreunie, en ek vraag toe vir die hoof wat toe nou waargeneem het,
of ons nie asseblief met die bus eentjie kan ry nie. Ons matriek sal hy nie vir ons kan ry nie. En hy sê dis reg, dis nog die saak, maar 3. Hy met ons so deur. En aan die einde van my matriekjaar, toe ek die voorstel gemaak, kom ons matriek gee vir die skole geskenk en ons sit vir die bus kaset radiospeler in. Dit het ons gedoen en nog as goeie klanke afslaan en toe 40 jaar later het ons weer in die bus klim. Toe is hy selfe kasetspeler en radio nog net so daar. Hy speel om 100%, een van ons klasmaats het nog as 'n kaset saamgebring, want ek het mos vir hulle gesê ons gaan in die bus ry en hulle het hom ingesit en het pragtig vir ons nog gespeel soos wat ons hom ingesit het in 1982. Kan jy dit glo? Dit was my toe wonderlik geweest om ek kan sê ons legacy, daar is die bus, ons het hom gekry, dat ons was daar toe gekoop is, in matriek, en daar speel die radio kassetspeler, nog steeds binne in die bus, hy speel soos 'n nuwe. Dat is vir my so wonderlik.